Goeiemôre, liewe gemeente, baie welkom in die huis van die Here vanoggend. En dit is so 'n voorreg om te kan sing, nie? Hulle sê mos die sing maak nie net jou gees gesond nie, maar ook jou liggaam. So kom ons sing tot eer van die Here, dan doen dit sommer vir ons. Die pyne gaan ook sommer weg saam met dit. So kom ons sing. So ons eerste lied gaan wees lied 159, strofes 1 en 2. Ons herinner julle net, die diens word opgeneem. Asseblief tog kyk maar weer na jou selfoon. Ons is almal, meeste van ons is al bietjie ouer, so ons vergeet. Kyk maar dat daai selfoon, ek sal myne ook weer becheck of hy regtig op silent is. Daar is kersse as jy behoefte het om iemand te onthou of ietsie aan te steek vir iemand, dis jy baie welkom. En dan is daar ook blommetjies buite as jy voel dalk wil jy vir iemand gaan 'n blommetjie gee of hulle te sê jy is jammer saam met hulle of jy dink aan hulle, so julle is baie welkom om dit ook vir hulle saam te neem.
2:1:2, strofes 1 tot 3. Loof die Here, hy is goed. Strofes 1 tot 3, laat ons sing van ons verlosser. Die
oorwinningslied sing. Ek het nou 'n notakier gekry. CEM 40563, die ligte brand. So ek dink julle beter dit maar gaan afsit. Ek herhaal net CEM 40563. Nou ek sien dis nie vir vrouens hierdie nie. Vrouens sal net sê 'n wit pakkie, dan weet hulle. Dit is my karretjie. Ons laaste lied is die wonderlike oorwinningslied. So kom ons sing om tot eer van die Here. Welkom vanoggend hierso. Dis lekker om saam met julle vanoggend hier te wees. Ek begin gou deur ons afkondigings te gaan. Vriende, jou eerste belangrik die afkondigings wys dat die VGK se bazaar op die 24ste Mei is. Dit is geskuif na die 31ste. So die van julle wat daar ondersteun, dit is nie die 24ste meer nie, maar die 31ste toe. Die van julle wat vir Ryan en Phenomen ken, hulle is wel besig om tans rond te beweeg om ook te kollekteer. Dan vriende, die deuroffer vanoggend wat vir sinodale hospitaalbearbeiding gaan, vir die van julle wat graag daar wil bydra. En dan vriende, ons volgende Sondag, bediening missionaal, ekskuus, ek ruik iets elektries wat brand. Is dit net ek wat dit ruik? Kyk net, ekskuus Ilse, as ek nou totaal al belaglik is, as jy niks hier agter ruik nie in die orrelkamer. Ja, julle moet nou net vir ons hier kyk.
Ons gaan aan met die afkondigings tot ons weet of ons moet uithardloop of nie. Vriende, die volgende Sondag, die 25ste is ons missionale bediening, is hulle aan die beurt hier in die kerk en hier gaan besoekers wees. Daar's intussen besluit dat dit 'n gesamentlike diens gaan wees tussen ons en die VGK, wat ook hierdie bediening wat saam funksioneer en daar kom vanaf die NG Kerk en die VGK is daar 2 besoekende predikers wat die diens saam gaan lei. Dit is Dr. Daniel de Wet van Getuienisaksie en Dominee Estreisen van Diakonia, wat die diens gaan kom lei met die tema die roeping van die kerk in 'n tyd soos hierdie, met die klem op die rol van plaaslike gemeentes. Is ons alright, dankie. So almal van julle is baie, is dit die batterye? Nee, dit kan wees dat dit my ook net my kop is wat nie lekker funksioneer vanoggend nie. Nee, alright, hier's niks hier nie, ons kan rustig wees. Alright, vriende, ja, almal van julle is baie welkom. Daar gaan ook, na die diens, gaan daar saam 'n boom geplant word om ook die samevoeging van ons missionale bediening tussen ons NG Kerk en VGK, om dit ook te vier. So almal van julle is volgende Sondag baie welkom om ook die geleentheid by te kom woon. En dan, vriende, is daar ons voorbiddingslysie. Ons dink aan oom Das van Dijk, van Kleinbaai, ons dink van aan Bertie van Sail van Kleinbaai, Aletta Geier van Franskraal, Ansie Barnard van Franskraal, Maggie Brink van Franskraal, Tessa Bekes van Franskraal, Karina Nicholson van Franskraal en Jimmy Bishop van De Kelders, as ek dit reg het. So ons dink aan al hierdie persone. En vriende, dan wil ek vanoggend hoor waar daar enige verjaarsdag die week is. Waar is ons verjaarsdag? Geen verjaarsdag. Hierso is daar 'n verjaarsdag. Ek is nie seker, ek hoop daar is sjokolade, baie geluk. Kom Ivan, is daar enige is daar sjokolade daarbo? Daar is sjokolade. Alright. Nog enige verjaarsdag? Nog 'n verjaarsdag. Assy baie geluk. Dankie. Vriende, dan kom ons hoor huweliksherdenkings. Enige huweliksherdenkings en enige doopdatums. Enige doopdatums? Geen. Daarso, baie geluk. Watter kant is nou die naaste? Ek stuur dit so hier. Assy. Baie geluk. 82 jaar en 3 maande gelede. Jessie. Baie geluk dan nie. Wat 'n voorreg om vandag ook dit te kan vier, né? Juist hoekom ons dit vier. Die voorreg om te kan terugkyk oor jou lewe en te kan bely, Here, U was altyd daar. Selfs in die tye wat ek van U vergeet het. En vriende, ons steek vanoggend ons kersie ook op. Ons steek vir elkeen wat in ons gemeente swaar kry. Ons steek 'n kersie op vir almal in julle lewens aan wie julle dink. By wie dit moeilik gaan, kinders, kleinkinders, familie, vriende wat julle vanoggend ook swaar saamdra in julle harte. Omdat julle weet dit gaan nie goed nie. Ons dink ook aan elkeen van hulle. Vriende, ons gaan vanoggend staan en dan sing ons saam ons toetredingslied, lied 188 vers 1 tot en met vers 3.
Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Want die eerste hemel en die eerste aarde het tot niet gegaan en die see bestaan nie meer nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God af uit die hemel sien neerdal. Sy's gereed gemaak soos 'n bruid wat versier is vir haar man. Ek het toe 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, God se woonplek is by die mense. En hy sal by hulle woon, hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal elke traan uit hulle oë afdroog, en die dood sal nie meer daar wees nie. Ook nie rou of 'n gehuil of pyn sal meer bestaan nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het ook gesê, skryf neer, dat hierdie woorde betroubaar en waar is. Gemeente, genade en vrede vir julle van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Hy wat ons byeenroep, hy wat by ons is, hy wat ons troos en hy wat ons stuur. Amen. Kom ons staan en dan sing ons ook vanoggend ons loflied, lied 602, sing ons saam. Vriende, ek wil vanoggend ook vir ons voorgaan om te luister na die hart van die wet. As ons gaan kyk hoe ons dit daar in Deuteronomium 6 kry, wat Jesus self aanhaal as die kern van die wet, dan besef ons dis 'n tema wat reg deur die Bybel oor en oor na ons toe kom. En ek wil vanoggend vir ons 1 Johannes 4 lees, ook as 'n interpretasie eintlik van die hart van hierdie wet. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. En elkeen wat liefhet,
is uit God gebore en ken God. Wie nie lief het nie, het God nie leer ken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar, dat God sy unieke seun na die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan leef. Hierin bestaan die liefde. Nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het. En sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly ons in God. En het sy liefde in ons tot vervulling gekom. Kom ons sit net so en dan sing ons eintlik as geloofsbelijdenis vir oggendlied 526. Vriende, julle kan julle Bybels vanoggend oopmaak. Ons gaan saam lees uit Johannes 13. Ons lees daar vanaf vers 31 tot en met vers 35 wat ons gaan lees. En voordat ons gaan saam lees, kom ons sit net so en dan sluit ons oë. Here, wat 'n voorreg om vanoggend hier in u huis te kan wees. U woord te kan oopslaan, en die voorreg het om saam te kan lees, saam te kan dink, saam te kan luister, en op die ou einde ook saam te kan gaan leef. Mag ons dit wat ons vanoggend hoor ter harte neem, en mag ons iets daarvan in woord en daad gaan wees. Ons bid dit in u naam. Amen. Johannes 13, ons lees daar vanaf vers 31. Eintlik is dit baie belangrik om as ons hierdie gedeelte lees, moet ons eintlik terugspring en ons moet seker maak dat wanneer ons hierdie woorde hoor, dat ons bewus is van dit wat vooraf gebeur het. Want dit gee soveel meer gewig aan wat ons hier gaan hoor. Jesus wat sy disippels se voete was, Jesus wat sy verraaier uitwys, en dan vanaf vers 31, nadat Judas uitgegaan het, het Jesus gesê, nou is die seun van die mens verheerlik, en God is deur hom verheerlik. As God deur hom verheerlik is, sal God hom ook in homself verheerlik. En hy sal hom dadelik verheerlik. My kinders, ek is nog net 'n kort tydjie by julle. Julle sal my soek. Maar soos ek vir die Jode gesê het, sê ek ook nou vir julle. Waarheen ek gaan, kan julle nie gaan nie. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Moet julle ook mekaar lief hê. Dis hoe almal sal weet dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar het. Dis hoe almal sal weet dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar het.
Ek wil by hierdie laaste vers eintlik wil ek stil staan vanoggend. Die vorige gedeelte, die hele konsep van die verheerliking, die klem op die oorwinning wat Christus behaal, die band tussen God die Vader, God die Seun, dat die oorwinning wat Christus behaal, dat dit juis dan ook die oorwinning van die Vader is. En dan kom hierdie opdrag by dieselfde ete wat Judas uitgewys is as die verraaier, dieselfde ete wat Christus sy disippels se voete gewas het. En ek dink vriende, ons leef in 'n gepolariseerde wêreld. Ons leef in 'n era waar ons verskriklik sterk standpunte oor 'n verskeidenheid goed inneem en daarmee sit ons onsself en mekaar in kampe en daar is 'n absolute weiering amper om vir mekaar enigstens mekaar te herken wanneer ek en jy van mekaar verskil, of dit nou wat se tema dit ook al is, of dit nou is oor wat vir ons as gemeente moet belangrik wees. Ons is so dikwels in die kerk ook sien ons hierdie konflik intern oor dat verskillende groepe verskillende passies het in die kerk en daar's allerhande botsings wat kom oor hierdie groep voel maar dis waarmee ons moet besig wees en daai groep voel dis waarmee ons moet besig wees en dan nou nog verskillende opinies oor hoe ons daarmee moet besig wees en ons stoot mekaar net al meer in kampies in wat ons mekaar net weg wil hou van onsself af. Die hele wêreld funksioneer so, ons beklei oor of ons nou glo Suid-Afrikaanse boere moet vlugtelingstatus in Amerika kry, en of hulle nou nie as vlugtelinge geag kan word nie, en dan is ons kwaad vir mekaar as ons nie konsensus bereik oor wat ons opinie daaroor is nie, en so kan ek aangaan tema op tema op tema op tema. En ons doen in die kerk presies dieselfde. Voordat ons nie konsensus bereik nie, is ek nie bereid om saam met jou die pad te stap nie. Mensig, vriende, maar ek weet nie waar ons as die kerk, waar ons as Christene, of ons Bybel ooit optel nie. Want ons het 'n tema in die Bybel wat baie duidelik nie vir ons so belangrik is soos wat die Bybel maak of dit is nie. Want jou opinie is baie duidelik vir ons belangriker as die verhouding tussen my en jou. En dit wat in hierdie teks gebeur, wat ons vanoggend gelees het, kom maak dit so eenvoudig soos dit. Hier's nie onduidelikheid daaroor nie. Ek hoef eintlik nie te preek hieroor nie. Ek kon eintlik maar net vanoggend vir ons hierdie teks gelees het en gesê het, wel daar is dit. Hoor dit en besluit of dit vir jou gewig dra of nie. Christus antwoord eintlik 'n baie eenvoudige vraag hier. Hoe sal die wêreld weet dat ons sy volgelinge is? So wat is die ding wat vir die kerk belangrik moet wees? Waaroor moet ons die hardste beklei sodat ons nie die integriteit van die kerk en die integriteit van ons belydenis bedreig nie? Baie eenvoudig. Deur die liefde wat ons teenoor mekaar leef. Weet nie van julle nie, maar ek dink nie dis wat ek tans in die kerk beleef nie. Dis nie wat ek sien, ons sê die gewig moet wees wat die kerk dryf nie. Ons moet mekaar so lief hê, soos wat hy ons lief gehad het. En Christus het oor en oor vir sy disippels gewys, prakties gewys hoe lief hy hulle het. En dan kom hierdie opdrag, maar so moet julle mekaar ook lief hê.
Ek sou vandag vir julle kon sê, maar kyk 'n bietjie rond hier in die kerk, kyk 'n bietjie ander mense in die oë, vra vir jouself die vraag af, wie sit almal vanoggend hier met wat jy eintlik nie van hou nie, met wie jy eintlik nie oor die weg kom, jy moet asseblief nie te veel rondkyk, net nou sit en gluur julle vanoggend vir mekaar hier in die kerk. Kyk vir die mense vir wie jy kwaad is, wat jy in die winkel verbystap sonder om te groet. Dink aan die een wat nie hier is vanoggend nie, maar wat jy net geensins belangstel om ooit vrede mee te maak nie. En dan gaan lees jy weer wat Christus hier sê. Dis nie 'n opsie nie. Dis nie 'n opsionele byvoordeel vir as jy aangesluit het by hierdie organisasie, dan kan jy addisioneel vir R20 'n maand ekstra kan jy die boksie tik om dalk hierdie ding ook te doen as jy sou wou of nie. Nee, hierdie is die wese van kerk van die Here wees. Hê mekaar lief, afgehandel. Liefde, liefde, liefde. Ek kom deesdae uit die aard van die feit dat ek 2 kinders het, kom ek redelik van tyd tot tyd by skole sport daar en is baie eenvoudig, jy weet aan watter skool watter kind behoort. Hoekom? Want hulle het hulle skooldrag aan. Wat is die drag van die kerk van die Here? Nie ons standpunt oor X, Y of Z wat ons oor verskil nie, en is oukei dat ons verskil daaroor, en is reg dat ons ook praat oor goed, en probeer om te kyk of ons konsensus kan bereik, en sekerheid kan kry dat ons dit wat vir die Here op sy hart het, dat ons dit verantwoordelik gaan uitleef in hierdie wêreld, maar is oukei dat ons oor hierdie goed praat, en is belangrik dat ons oor hierdie goed praat, maar die antwoorde wat ons oor daardie temas het, kry, is nie die skooldrag, dis nie die drag van die kerk nie, die drag van die kerk is die liefde wat ons teenoor mekaar leef. Dis eenvoudig soos dit. Dis nie 'n onderhandeling nie, dis eenvoudig wat dit is. En dan as jy nou nog hierdie realiteit sit by dit wat alles by daardie aand, by daardie ete gebeur het, terwyl Jesus saam met sy vriende, sy disippels, terwyl hy daar saam met hulle eet, dan besef jy net hoeveel swaarder gewig hierdie opmerking dra. Jesus het vir sy disippels gesê, hy gaan weg. Jesus het vir Judas aangewys as die verraaier. Jesus het sy disippels sy voete gewas. Dit is alles by daai selfde geleentheid. So verbeel julle net, hulle kom daar aan by die vertrek waar hulle gaan eet die aand, gestap daar deur die stofstrate van daardie tyd, en hier gaan hulle in 'n vertrek, en die werk om mense se voete te was die werk van die heel laagste slaaf in die huishouding. Dit was hulle werk om die stof van die voete van mense in daardie huis af te was, en Jesus kom, en hy gaan haal vir homself water in 'n handdoek, en hy was die voete van hulle wat saam met hom is. Die een wat as die leier beskou word, die een wat as hulle meester beskou word, is bereid om die taak van die mees waardelose mens te vervul, om vir hulle te wys dat hy hulle waardig ag. En die hele storie rondom Judas, ook Judas se voete is gewas. En dan kom hierdie opdrag in die lig van dit, in die lig van Judas wat Jesus sal verraai, in die lig van Jesus
wat homself diensbaar stel teenoor hierdie mense wat eintlik sy volgelinge is. Dan kom hierdie opdrag. Hoe gaan die wêreld weet dat julle aan my behoort? Deurdat julle mekaar liefhet. Tertullianus skryf so wat 100 jaar na die Nuwe Testament tot stand gekom het, skryf hy oor die eerste gelowiges, sê hy dat die Romeine gereeld dit raak gesien het. Dat hulle gereeld oor Christene gesê het, kyk hoe lief hulle mekaar het. En hier kom Jesus en hy kom praat vandag ook met ons met hierdie opdrag. Hoe gaan ons 'n verskil maak in hierdie wêreld? Hoe gaan ons 'n verskil maak in ons eie huise? Hoe gaan ons 'n verskil maak in Gansbaai? Deur te begin, deur mekaar werklik lief te hê. Nie allerhande verskonings uit te dink om te sê, ek hou nie van jou nie, ek is vir jou lief, maar ek hou nie van jou nie. Of dat liefde nie van my vereis om eintlik na jou toe uit te reik, ek is vir jou lief op 'n afstand. Sien die liefde nie. Daar's nie 'n agterdeur nie. So maak ons in 'n kerk waar ons oor baie dinge verskil. Hoe maak ons in 'n wêreld waar ons oor baie dinge verskil? Ons verskil oor wat ons sê die Bybel sê, ons verskil oor waar die kerk moet betrokke raak aan al hierdie dinge. Dan vra ek die vraag, wat het in die antieke wêreld, wat het gemaak dat mense na die Christenbeweging aangetrokke is? Was dit hulle leerstellings gewees? Was dit hulle goeie argumente gewees? Nee. Dit was hoe hulle mekaar liefgehad het. As jy gaan kyk, ek het jare terug 'n lesing bygewoon van 'n prof, 'n Ou Testamentiese prof, wat toe gepraat het oor die hele tema van hoe het dit gekom dat die Christenbeweging, hierdie vervolgde klein bewegingkie, hoe het dit gekom dat dit op die ou einde hierdie wêreld geloof geraak het. En daar's 'n klomp goed wat nou langs die pad gebeur het, en Konstantin, die keiser, wat 'n enorme effek gehad het daarin, maar een van die goed wat hy uitlig, is wat was dikwels wat gemaak het dat mense nie anders kon as om deel te wou wees van die Christenbeweging nie, was hoe die Christene in moeilike tye lief was vir mekaar en uitgereik het na hulle wat gesukkel het. Ons hanteer ons geloof dikwels asof die waarheid en die relevantie van ons geloof bepaal gaan word deur die stellings en die beginsels wat ons by staan en val. Ongetwyfeld, vriende, is daar kernwaarhede in ons geloof. Christus as sentraal, die verlosser, is ononderhandelbaar in die kerk. Die opgestane Heer is ononderhandelbaar en 'n klomp ander goed. Maar dit wat die kerk se getuienis deur die jare, deur die eeue relevant gemaak het, was die blote feit dat Christene bereid was om lief te wees wanneer ander hulle rug gedraai het. En is steeds waar. Dit is steeds vandag relevant. En hoe ons met mekaar praat. En dit los my by die vraag, en ek wil daarmee begin afsluit, watse omgewing skep ons in hierdie kerk in die eerste plek vir mekaar en dan vir ons gemeenskap? Hoe praat ons met mekaar? Hoe kyk ons na mekaar? Voel ek veilig hier? Is hierdie
Is hierdie gemeente die hawe van God se genade vir my? Ek wil hierheen hardloop, want ek kan nie anders nie, want ek beleef hier vrede, ek beleef sagtheid, ek beleef dat my foute my nie heeltyd aftrek nie, teen my gehou word nie. Ek beleef hier dat ek tuis is. En daarom kan ek nie anders as om te draai en dit ook vir iemand anders te gaan wees nie. Hierdie is nie 'n moeilike konsepte nie. Dis nie diep teologie wat moeilik is om te bedink nie. Hierdie is kernwaarhede van 'n kind van die Here wees. Om sag op mekaar te wees. En om sag te wees in hierdie wêreld. Om te vra, wat sê effek het my woorde op jou? Om te vra, wat het jy nodig om geliefd te voel? En om dit in hierdie wêreld te gaan wees. Mag ons 'n gemeente wees wat nooit ophou lief hê nie. Mag ons 'n gemeente wees wat nooit enige kwessies en kontroversie voor die liefde plaas nie. Sodat ons bereid is om die stof van mekaar se voete af te was. Omdat Christus dit eerste gedoen het en tot op die kruis gedoen het. Here, dis nie maklik nie. As dit kom by liefde, is dit 'n kwessie of 'n konsep wat ons maklik oor praat, wat ons maklik begryp en wat ons maklik begeer. Maar dit raak baie vinnig, baie moeilik as ek dit moet gaan uitleef teenoor hulle met wie ek nie oor die weg kom nie. Hulle wat my dalk al seer gemaak het. Hulle wat my dalk al verkleineer het. Hulle by wie ek nie veilig voel nie. Here, mag ons besef dat die oorwinning in u liefde is. En mag dit ons getuienis wees. Nie dat ons al die boksies kan tik vir die regte leerstellings nie. Ja, Here, ons wil die waarheid weet en glo en volg. Maar help ons om hierdie waarheid altyd eerste te stel. Dat ons die wêreld moet lief hê en mekaar soos u ons eerste lief gehad het. Ons bid dit in u naam. Amen. Kom ons gee vanoggend geleentheid vir die offergawes.
Here, mag dit wat ons gee meer wees as net 'n bydra. Mag dit ons hele lewe wees, sodat ons kan leef in die volheid van u genade. Amen. Vriende, ons gaan vanoggend saam afsluit deur saam te sing lied 286 en dan kan ons staande bly vir die seën. Edmund Burke wat gesê het al wat nodig is vir die bose om te triomfeer is vir goeie mense om niks te doen nie. Ontvang die seën van die Here met hierdie woorde: ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle liefgehad het. Moet julle ook mekaar lief hê. Vrede vir julle. Amen.